Die een helfte van die waarheid is, ek het saam met Christus gesterf, daarom kan ek sterf spesifiek, sodat ek nie toegee aan die trekkrag van die kwade nie. Daar's 'n tweede helfte, dis ek weer 'n kruis en muntkant storie. So wat is die ander kant? Kom ek verduidelik julle wat die dilemma is. Die van julle wat nou wetenskap gedoen het op skool, as jy nou 'n bottel vat, en jy suig al die lug uit, die bottel uit, wat het jy in die bottel oor? Een vakuum. Wat is een vakuum? Niks. Jy het een vakuum oor. En dis die problematiek wanneer ons geloofslewe wil het opgaan in wat jy nie mag doen nie en nie moet doen nie en wat jy moet ophou. As dit alles wat ons mense leer, dan leer ons hulle net om te sterf en as hulle dood, hulle is kadavers. Maar ons het nuwe lewe ontvang. Dan sterf die nuwe lewe voordat ons lewe. Dis nie wat die evangelie van Jesus Christus sê nie, want ons het saam met hom gesterf en ons het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons is nie geroep om 'n vakuum te wees waarna niks is nie. Ons is geroep om daai goed wat nie reg werk nie, wat gebrokenheid bring, wat ons sonde noem, wat ons weet verkeerd is, omdat ons mos nou kan onderskei, omdat my denke vernuwe is, om daai goed uit te haal. Maar as jy net uithaal en uithaal en uithaal en uithaal, dan bly daar niks oor nie, net 'n vakuum. En sien daarom sê Paulus, ouens, reken julle self dood, dat julle daai goed kan uithaal, en reken julle self lewend saam met Christus, sodat jy die nuwe soort lewe in die plek van die ou soort lewe sit. Dit gaan nie oor ophou nie. Dit gaan oor vervanging. Dit gaan oor, hoe moet ek hierdie ou mens lewe, hierdie lewe wat nie ry met die nuutheid wat Christus gee nie. Hoe moet ek dit uitkry, maar nie net hoe moet ek dit uitkry nie, hoe moet ek dit vervang met 'n nuwe soort lewe? En dis waartoe ons geroep is, om die nuwe lewe te leef. Deur in die plek van 'n oue, die nuwe te sit.